Goeiemiddag, môre aand, afhangende van wanneer jy hierdie video kyk en welkom. Hierdie is ons tweede video in die, kom ons noem dit nou maar dalk familie vergadering of hoe ook al. En dit is rondom die samesmelting en al die goed. En soos wat ons in die eerste, ek in die eerste video gesê het, is dat ons wil graag, soos wat die dinge eintlik maar nou aangaan, nee, dat ons op 'n gereelde basis eintlik vir die gemeente, wat nou is Witpoort, die Koelenbeek, ons kan eintlik nou maar praat, gemeentes, nee. Net 'n update gee van wat het gebeur intussen. Is daar al ietsie dalk besluit of was daar maar nog net besprekings en al die goed. En so hierdie is die tweede video in terme van dit. En ons wil graag dit dan nou weer ons woord hou. En ons het gedink dat dit goed is dat ons albei dit doen, nee. Wat dit ook, dan is ons albei die gemeente, so wat ons dit almal saam doen. En as dit nie net my perspektief dalk van 'n vergadering of wat ek wil, maar dan kan ons ook lekker saam met mekaar aanval en sê, dis hoe ek dit ervaar het, dis hoe jy dit ervaar het. So, ons kan dalk begin deur te sê dat die twee gemeentes het wel weer by mekaar gekom. Die kerkrade, die kerkraad van Koelenbeek, die kerkraad van Witpoortjie, het by mekaar gekom. Jy moet my nou help met die datum, ek weet dit is 'n Woensdag. Maar ons het by mekaar gekom en ons het weer 'n vergadering gehad. So, wil jy dalk vir my 'n bietjie sê of vir die gemeentes sê wat besluit? Ja, so wat jy sê is reg, ons het nou by mekaar gekom. Ons het verlede jaar, einde verlede jaar het ons as kerkrade by mekaar gekom, maar net saam gekuier, dis wat ons gedoen het. En toe vir mekaar gesê ons gaan weer by mekaar kom. En ons het toe nou weer by mekaar gekom en ons het ons eerste offisiële vergadering gehad. Dis gekonstitueer en dis gekonstitueer as 'n gesamentlike kerkraad wat met ander woorde dan albei die kerkrade insluit. En by hierdie vergadering het ons niks besluit ten opsigte van die uitvoering van die proses. Ons het vir mekaar gesê, ons is gemaklik daarmee dat ons nou besig is met 'n proses. En ek en Dominee Stian het so ruk terug gesit en ons het gekyk aan die hand van die kerkorde, hoe kan ons hierdie proses bestuur, 'n paar datums, spesifiek dan nou vergadering datums op besluit en ook gesamentlike aksiedatums. Ja. En daarom sal julle ook nou sien dat al die goed wat ons nou doen, al die projekte, ons Valentyns musiekuitvoering, ons Valentynsmark, Witpoortjie se Valentyns Koelenbeek se Valentynsmark, en dis meer, gaan op hierdie stadium nou al, dit het reeds, al by die gemeente se logos. Want, ons het gesê, ons gaan nou, so ver as moontlik, alles probeer saam doen. Nog net saam doen. En daarom ook, van maandag aand af, die week van gebed, doen ons saam. Ja. En het ons gesê, gaan ons nou saam kuier. Ons het ook by hierdie kerkraadsvergadering vir mekaar gesê, dat ons gaan wel voort met die proses, soos wat ek nou gesê het. En dit sluit in dat ons nou gaan begin dink, navorsing doen, beplan en regtig saam werk hieraan. En daarom het ons ook by hierdie vergadering vir mekaar gesê, ons stel 'n taakspan saam. En hierdie taakspan bestaan uit die 2 dagbestuur van die 2 gemeentes. Maar Dominee Stian sal vir ons daarvan. Ja, so hierdie taakspanne, is dalk 'n snaakse woord vir dalk baie van die mense, maar hierdie 2 taakspanne, soos ons sê, is van die dagbestuure van albei gemeentes, en hulle is verantwoordelik om nou bietjie meer navorsing te gaan doen, en te gaan kyk na 'n klomp verskillende dinge, en dan in die einde van die dag, wanneer hulle nou hulle navorsing gedoen het, en as ek nou praat van einde van die dag en hulle navorsing gedoen het, is dit nie 'n oornag of 'n weeklike 'n week dan sit klaar tipe ding nie. Dit is 'n proses, julle moet verstaan, hierdie is 'n maande proses. Gaan hulle dan in die einde van die dag, gaan hulle na die kerkrade of die gesamentlike kerkraad toe kom en sê, hier is 'n voorstel vir julle. En nou moet die gesamentlike kerkraad dan daaroor dink en besluit
En dan kom dit dan aan die einde van die dag weer na die gemeente toe en die gemeentes toe om te sê, wat dink julle daarvan? So, op hierdie stadium is daar eintlik maar nou net die enigste besluit wat eintlik geneem is dat ons gaan voortgaan met dit, soos jy nou gesê het, en dat daar 'n staakspan. En hulle het nou die mandaat gekry of die opdrag gekry om te sê, begin nou met die navorsing. En die navorsing het 'n klomp goedjies in gedagte. Kyk na die finansies, kyk na die geboue, kyk na maar soos wat ons sê, is 'n langtermynvisie hierdie. Dis nie oor 'n maand is ons afgehandel nie. Ja, en wat ook belangrik is wat ons vir mekaar moet sê, is dat ons is baie deeglik bewus daarvan dat daar baie opinies en baie sentiment en baie onsekerheid en al die goeders daaraan is. Ons het dit by die kerkraad, gesamentlike kerkraadsvergadering het ons ook dit vir mekaar gesê. En ons het daarvan die goed vir mekaar reeds gesê. En ek wil tog hier nou vra. As enige iemand vra het hieroor, asseblief vra vir my of die dominee. Nog nie die kerkraadslede, want selfs hulle ook op hierdie stadium het nog nie regtig genoeg inligting om vir elkeen 'n ingeligte antwoord te kan gee oor dit wat gaan gebeur, dit wat moet gebeur en al die goeders. Asseblief praat met my op dominee. En daarmee saam. As enige iemand anders hoor wat iets, kom ons sê dis op Pick n Pay se gange of Sondag hier om die hoekie wanneer twee mense staan en koffie drink of wat ook al. As julle dit hoor, moenie deel word van 'n gesprek wat verwarring of onsekerhede gaan veroorsaak. Dit maak mense seer. En ons is nie om mense seer te maak. Dis nie koninkryk nie, dis nie waarmee ons besig is. So, as daar hierdie gesprek is, en as jy hierdie goeders hoor, of draai om en loop in, of sê vir die mense, ek dink dat hierdie gesprek, as jy hierdie gesprek wil hê, kry die dominee. Yes. Dan het ons saam gesprek. En as enige iemand na ons toe wil kom en sê, dominee Stiaan, ek het gehoor dat ons Koelenbeek gaan hulle banke uithaal en gaan hulle die hout verkoop om witpoortjies uit afreg te maak. Okay. Ek het nou sommer maar net uitgedink. Maar as iemand, as jy dit hoor en jy voel ons moet dit hoor, kom na ons toe en sê, luister, Piet het gesê, ons gaan dit doen, nee? Want ek sal graag met Piet wil gaan praat. Yes. Piet se opmerking is 'n grond op 'n stuk onseker. Ja. En ek wil in dit wat ek op hierdie stadium, die min wat ons weet, wil ons graag vir Piet gaan sê, Piet, ons is nie by banke verkoop nie. Ja. Ons is op hierdie stadium nog net by die gesprek. En raak rustig. Moenie, omdat jy onseker is, goed uitdink, en dan dit gaan verkoop as die waarheid. Dis baie gevaarlik. Ja. En in die proses gaan eintlik mense weggejaag. In steede daarvan om mense te kry, om in te koop in die proses. Ja, en mense gaan skrik en verwarring is maar daai. En dan, so jy sê, dan raak hulle weg en dis nie die moeite werd nie en dis ook nie lekker nie. Mense kry seer en ons het al seker op baie van ons thriller stories gehoor van mense wat seer gekry het in die kerk. En so ek wil dit sê is dat meeste van die inligting wat gekommunikeer gaan word aan julle, in die eerste plek wil ek sê is net besluite van die kerkraad, maar sal deur ons twee gedoen word. So as jy by oom Koos of tannie wie ook al ietsie hoor, maar dis nie iets wat ons twee al gesê het nie, dan is die kans dat dit waar is bitter min. Ja. Die kerkraad, die gesamentlike kerkraad het ook besluit op hierdie vergadering dat ons moet die spreekbuise wees. Okay. Dis kom ons hierdie video ook maak en so enige
enige iets wat besluit was of oorgedink word of wat ook al, kom van ons af, maar dis nie my en jou, ek en jy gaan drink die koffie by Wimpy en sê, wat wil ons doen nie, nee. Dis nie hoe dit werk nie. Dis die gesamentlike kerkraad wat hierdie goed besluit, en ons gaan dit net kommunikeer aan die mense. Ja, en wat ek nou ook wil sê, ons praat nou van die gesamentlike kerkraad en van die gesamentlike taakspan en van ons twee, Ja. maar uiteindelik bly dit die twee gemeentes, hierdie stadium. Ja. En dit bly julle gemeentes. Dit bly julle besluit. Ja. En dit bring my nou by die stemding en die onsekerheid daarom. So, Dominee Stiaan het reeds in die vorige video baie mooi verduidelik van die stemmery. En dat dit eintlik net die helfte van die stemme plus 1 is wat dan nou uiteindelik bepaal. Maar dit is die gemeente se stemme. Nie die kerkraad of my en Dominee Stiaan se stemme nie. Almal gaan die geleentheid gee om daar te stem. Jy gaan die geleentheid kry om jou vrae te vra. Jy gaan die geleentheid kry om jou opinie te lewer. Jy gaan die geleentheid kry om jou stem te laat geld. Maar tot dan toe moet nie verwarring staan. En ons gaan julle boonbehalwe dat dit 'n kerkordelike bepaling is. Julle het ons hoor. Ja. Ons gaan julle geleentheid gee en ons gaan vir julle luister. Maar nou is die vraag, hoekom stem ons eers aan die einde? Want ons stem nie nou oor die proses nie. Aan die einde stem ons of ons dit gaan finaliseer. Dis soos ons nou al vir mekaar gesê het en by die vergadering word gesê. Dis soos twee mense wat trou. Jy trou nie eers en dan begin jy kuier. Ja. Jy kuier voor die tyd. Gaan saam melkskommel gaan kyk 'n fliek saam. Ontmoet mekaar se ouers. Kyk of julle waardes dieselfde is. Kyk of julle kultuur met mekaar kan ooreenstem en al die goeders. En dan, as ons mekaar ontdek het en ons dan vir mekaar sê, "Jo, ek weet jy is my maat." Dan trou ons. Dis dieselfde proses. En net soos wat jy daai proses vertrou het toe jy jou vrou of man getrou het, asseblief vertrou die proses. Ja. So daarom het ons dit goed gedink om 'n klomp goedjies saam te doen, né? Soos wat jy ook net nou gesê het, op die afkondigings en al die goedjies is albei se embleme is nou daar. En so ons het sê, kom ons doen 'n klomp goedjies saam. Kom ons gaan nou op 'n date. Kom ons gaan kyk 'n fliek of wat ook al. En ons kyk of hierdie twee entiteite, hierdie twee mense mekaar kan ontdek en of ons compatible is en daai tipe goed. En so daarom het ons al 'n klomp goedjies beplan en 'n klomp goedjies wil ons saam doen. Ons doen die week van gebed nou. Ons het 'n klomp goedjies in gedagte, 'n paar dienste en 'n klomp sommer net lekker kerkgeleenthede wat ons wil saam hê. Juis om dit te doen. So wanneer ons sê ons doen al hierdie goed saam, maar ons stem eers later, is dit nie om te sê ons het nou eintlik klaar besluit. Dis nou wat ek gaan doen en net om julle nou te geruststel of net om julle te kry om nou of wat ook al gaan ons nou maar vir julle ook 'n geleentheid gee. Dis nie hoe dit werk nie. Ons is nou besig om saam te kyk om te sien, gaan hierdie huwelik werk? Gaan dit werk? En dan aan die einde van die dag, wanneer ons die groot besluit wil neem, moet ons sê, gaan dit nou werk of nie? Dis wanneer ons dan vir julle sê, kom stem saam met ons, kom besluit saam. Julle was saam by die braai, julle was saam by die week van gebed, julle was saam daarso. Julle het ook met die mense gekuier. Kom stem nou, gaan hierdie verhouding dan nou werk? En dis wanneer dan die stem dan gebeur. Ja, en op hierdie punt wil ek nou sê. Kyk, ons verstaan baie goed. Baie goed. Dat hier 'n klomp onsekerheid is en dat ons is Afrikaners. Ja. Ons wil elkeen ons eie rigting. Ja. So ons verstaan dit. En ons verstaan die sentiment hier rondom. Regtig ons doen. Ek het al 'n groot deel van my lewe in die laaste paar jaar bloed gesweet
by Witpoort. Net soos Meskia hier by Columbia. So ons deel die sentiment en die liefde vir dit wat hier is op beide in beide gemeente. En daarom is dit vir ons ook nie sommer maar net 'n let's go, let's do this. Dit is regtig 'n gebedsaak, saam dink, saam droom. Ons gaan op koppe staan. Ons gaan op verskil. Dit is so. Maar dit is die mooi. Dat in ons diversiteit gaan ons heel mooi en heel mooi, definitief iets mooier ontdek as wat ons op ons eie het. En daarom wil ek nou vra. Aangesien ons ook deel aan die sentiment en al die goeders, weet ek wat ek vra. Moet nie, omdat jy bang is, of onseker is, negatief wees van hoog. Kom kyk. Kom kuier saam. Dis in elk geval jou buurman. Dis in elk geval die ou saam met wie jy staan en kuier wanneer jy julle kinders by die skool gaan. Dis in elk geval die ou wat jy by die slaghuis raakloop en saam kuier en vir mekaar vertel hoe lekker is die biltong. Dis in elk geval daai ou. So moenie in die ding inkom met 'n stuk negativiteit en pessimisme. Asseblief, ons is gelowiges. Ons is Christene. Ons doen nie daai ding. Dit hoort nie by ons. Wat by ons hoort is hoop. Om saam hoop te hê, saam te glo. En in hierdie geval saam hoop te hê en saam te glo dat hier definitief iets mooier op pad is. So kom braai saam. Kom ondersteun die gesamentlike Valentynsmaand. Kom ondersteun die gesamentlike Valentynsmusiek aand. Kom woon die gesamentlike eredienste by. En kom droom gesamentlik saam oor dit. Moenie asseblief nie verwarring saai en negatief wees van die begin af. Ja, ek wil nou nie te veel uitbrei op ons week van gebed goed nie, maar ek wil tog sê in die manier van jou betrokkenheid in die hele proses is ook die manier tot watter mate jy veilig en tuis gaan voel in die hele ding. So as jy nie gaan deelneem in die braai en daai goed nie, en jy kom dalk by 'n diens en jy sien hierso kuier nou 'n groepie mense en jy voel nou uitgesluit, is dit heel moontlik om daai groepie mense by die braai was en daar lekker saam gekuier het en daar mekaar ontmoet het. En so ons wil graag 'n plek hê vir almal waar almal veilig voel en almal deel kan wees en elkeen sy eie uniekheid kan inleef. Maar dit kan net gebeur as elkeen van julle deel het in dit alles. As jy deel het in ons gesprekke, as jy daar is en jy vra en jou bekommernisse lig, dan kan ons dit hoor en dan kan ons sê, okay, maar hoe kan ons hierdie goed deel maak? Hoe kan ons dit akkommodeer? Hoe maak ons vir jou 'n plek hier in die hele proses? Maar as jy besluit om eerder by Pick n Pay te gaan praat daarso en ons hoor nie daarvan nie, dan kan ons nie weet nie, dan kan ons jou nie deel maak van dit nie. En so tot die mate van jou bydra, of nie bydra nie, tot die mate van jou deelname in die hele proses is, ek wil eintlik sê, is eintlik maar die grootendeels die bepalende faktor tot hoe gemaklik en hoe welkom gaan jy voel wanneer alles nou eintlik gebeur. Dis verseker. En nou wil ek die volgende ding ook opper neem. Dit wat ek nou al wel gehoor het. Ja. Elke keer was dit oor die gebaue. Ja. En dan so hier en daar oor 'n personeel, 'n amptenaar van een van die gemeentes. Ons is glad nie daar nie. Nog glad nie. En albei van ons harte klop dat ons nie koninkryksbaat is van wil ontslaa raak. Ons moet dit en wat vir my eintlik half
ironies is dat ons praat oor die geboue en ons is bekommerd oor die feit dat die kerkraad reeds besluit het hulle gaan hierdie gebou verkoop of daai gebou verkoop en ons weet nie daarvan nie. Magtig, dis 'n gebou. Selfs al sou ons besluit om al twee die geboue te verkoop en 'n ander perseel te koop vir die nuwe gemeente. Wat gaan dit saak maak? Want hierdie is die plek waar ons by mekaar kom om mekaar en God te ontmoet. Ons kan dit onder 'n boom. Ja. Dis gemaklik en ons het ons tradisie en dit is deel van ons identiteit. Ja, maar uiteindelik is dit wat ons doen en die bediening waarmee ons besig is die bediening van die evangelie en die koninkryk en om ontmoetings te verseker, ontmoetings met medegelowiges en heel belangrikste ontmoetings met God. En dis nie afhanklik van Koelenbeek se geboue of Witpoort se geboue of for that matter Morletta se geboue. Dit gaan nie daaroor. En daarmee saam, die amptenare op hierdie stadium en wil ek ook sê, vir die afsienbare toekoms, hoef geen amptenaar enigstens bekommerd te wees oor hulle werk of oor hulle pos. Nog geen besluit is daaroor geneem nie, nommer 1 en nommer 2. Ons waardeer ons. Ons gaan vir niemand sê, omdat ons nou 'n nuwe gemeente is, nou jy nie meer welkom. Daar's nie 'n manier wat dit gaan gebeur. Ja, so ek dink in terme van daai, as jy enigstens sulke stories hoor, asseblief, moenie oor uitleen daarvoor nie. As jy onseker is weer eens, as jy onseker is oor iets, bel vir my of bel vir Dominee Rudolf en sê van, hoor ek het by Pietie gehoor of by die persoon gehoor. Julle het nou besluit dat daai persoon gaan nou nie meer by die kerk werk of wat ook. En ons sal vir jou duidelik en kan sê, weet wat, daar was nog niks sulke besluite geneem nie. Inteendeel dink ek dis nog ver te vroeg om enigstens sulke goed te kan dink, nog minder te kan besluit. En so, asseblief, as jy onseker is oor enigiets, bel ons en maak eerder seker voordat jy die storie net versprei. Daar is so 'n mooi beeld, ek weet nie of julle dit al gesien het, maar daar is so 'n mooi beeld wat dis 'n klomp vuurhoutjies wat langs mekaar is en van hulle is al afgebrand en dan die een vuurhoutjie is uitgehaal. En dan is dit eintlik daar, dit gaan nou oor iets anderste, maar ek dink dis van toepassing hierso, want as jy jouself uit die gesprek uithaal en sê ek wil nie deelneem aan hierdie gesprek nie, dan stop die stories voor. En so asseblief, in plaas van die storie versprei, maak jy seker, dis die waarheid wat vertel word, sodat ons mense kan beskerm. Dit gaan oor om mense nie seer te maak nie, en daai, so dis nie om enigstens, dis kom ons die moeite doen om hierdie video's te maak, want ons wil nie enigiets van julle af wegsteek nie. En inteendeel, soos wat Dominee Rudolf in die begin gesê het, dit is julle gemeentes. Dis nie my gemeente nie, dis nie sy gemeente, dis nie eers die kerkraad se gemeente nie. Dit is julle gemeentes. En so ons wil glad nie enigstens iets van julle af wegsteek nie. En so as ons nie iets met julle deel nie, is dit omdat daar nog nie eintlik enigiets om te deel oor dit nie. Omdat ons nog niks weet van dit nie. En so dis jou moontlik hoekom ons niks sê oor sulke goed. Ja. En ek wil tog ook dit sê en ek wil nou hiermee afsluit dat dit klink nou dalk as ons sê maar ons weet nog nie of ons het nog iets om daaroor te sê as ons nou die lig af of wat ook al. Dis glad nie wat ons doen. Ek en Dominee Stiaan het al baie met mekaar gepraat oor hierdie goed en uiteindelik het julle ons in die gemeente aangestel as leraars omdat julle ons vertrou. Ja. So ook die kerkraad. Ja. En so ook die dagbestuur. So vertrou ons. Dis nie dat ons sê dat ons weet nie omdat ons stupid is of omdat ons hierdie proses ken of allerhande sulke goed is. Maar omdat ons op hierdie stadium binne ons konteks in hierdie datum, tyd en plek nog nie ver gevorder het om 'n ingeligte besluit te kan maak of om die korrekte inligting te kan deel of wat ook al. Want ons wil nie vir julle stories vertel. Ons wil nie vir julle 'n stuk onsekerheid skep. Ons wil nie
goed uit ons duim uitsuig en dan later is dit nie so en dan tas dit ons integriteit. Ja. Dis glad. Ons gaan nie dit doen. So, kom neem deel. Kom wees deel op die regte manier. Dankie. Dankie. Julle moet lekker kuier en ons sien mekaar met die week. Dis